Weet jy nie dat die Here is besig om in dieselfde krisis met jou op pad te stap, om jou geloof te bou en jou verhouding af te rond, om jou dieper insig te gee wie en wat die Here is. Maar as jy ander kant deur is, dan lig die Here die juk en hy laat jou vrykom. When you are prayerless, you are defenseless. En ek wil jy moet dit bewus raak dat wanneer jy iets release in die atmosfeer, dit moet ontplof. Hartlike goeienaand, Pastor Swarts van TTW Bediening aan die kant van Atlantis. Weer eens, wat 'n wonderlike voorreg om vanaand saam met die volk weer te kan deel, die verborge woord van ons almagtige God en hemelse Vader. Ons skriflesing is vanaand in die boek van Jesaja hoofstuk 9. Ons almal ken dit natuurlik, seker veral die wat in die evangelie is, want hier praat ons van die messiaanse ryk. En ons kan saam lees, want ek wil graag jy moet my volg, want daar is 'n paar aspekte binne die gedeelte van hierdie woord wat uitstaan en waarop ek 'n bietjie wil uitbrei, sodat u kan begrip het en verstaan wat wil God vir ons sê, wat hy kom doen het in die aarde vir ons. Kom ons lees saam Jesaja hoofstuk 9 vers 3 tot 4. Hoor wat sê. Hy sê, want die juk wat op julle gedruk het en die stok wat hulle rug getref het, die roede van hulle drywer het u verbreek soos op die dag van Midian. Soos op die dag van Midian. Kom ons bid saam. Vader, seën u woord, heilig u woord, liewe Here. Vader, vanaand is ons tog so oortuig en bewus dat in hierdie wêreld sit baie mense vasgekeer, want u woord seël dit om te sê dat die wêreld is vasgevang onder die mag en onder die invloed van die bose. Vanaand wil ek bid, liewe Here, soos u woord ook sê, waarna toe u dit stuur, sal dit nooit ledig terugkeer nie. En dat u woord is ook 'n lig vir ons pad en dit is 'n lamp vir ons voete. Here, terwyl mense in donkerte steek hierdie lig op oor hulle lewe, dat hulle vanaand rigting kan vind, dat hulle vanaand weer visie en drome kan droom en sien dat die Here het uitkomste gegee. Seën my as prediker, salf my tongelippe van klei, inspireer my onder die salwing van die Heilige Gees. Ek vra dit en ek bid dit, Vader, in Jesus naam. Amen. My liewe vriend, dit laat my dink, terwyl ek hierdie gedeelte lees, hoe fenomenaal is die woord, en dat die woord van die Here het baie sleutels binne in hom. En hierdie sleutels word genoem openbarings. En hierdie openbarings is eintlik gegee dat 'n geskenk. Dis waarom die Bybel praat van God het die vyfvoudige gawes gegee. Die ene apostel, die ene leraar, die ene evangelis, die ene herder en die ene profeet. En die Bybel sê dat God het hulle gegee as 'n geskenk vir die kerk en vir die wêreld wat verlore gaan, sodat wanneer hulle spreek, dat hulle die mandaat van die hemel ontvang het om hierdie geheime sleutels en verborgenhede, die seels op hierdie verborgenhede te kan breek, sodat die wat na hulle luister sal inkyk deur 'n hemelse bril in God se woord en te kan sien wat die gedagtes en plan en raamwerk van God vir hulle se toekoms, hulle se lewe en ook vir die generasie wat uit hulle voortgeplant sal word binne die aarde. En hier kom dit deur, hy sê, want die juk is 'n woord wat ek vanaand wil oor praat, wat op hulle gedruk het, en die stok is 'n woord waaroor ek vanaand wil praat, wat hulle rug getref het. En die roede van hulle drywer, die drywer waaroor ek vanaand ook wil praat, het u verbreek soos op die dag van Midian. Nou, ek het genoem die juk, die stok, en ek het ook genoem die drywer. Ek wil uitbrei oor hierdie aspekte vanaand. En as die Bybel praat van die juk, dan verwys dit natuurlik van 'n sonde. Die sonde.
Wanneer die juk aangehaal word, dan praat dit van die sonde, want die Bybel sê dit is die salwing van die Here wat die juke breek. Met ander woorde, wat die strope, die krag, die ou vas wat sonde het, die krag van ou vas op mense se lewe, dat die salwing die krag besit, die vermoë besit om daardie strope oor jou lewe af te rukke. Maar kom ons begin by 'n juk. 'n Juk is baie fenomenaal en dit was baie gebruik in die Bybelse tyd of in die vroeëre jare toe daar nie sulke goeie tegnologie in die aarde was nie. Nog die motors, die goeie brandstof aangedrewe voertuie nie, elektroniese voertuie nie, nee, daar was nog niks van dit nie, maar wat daar wel was, daar was osse, en daar was perde wat voor die waans ingespan, voor die ploë ingespan was, om natuurlik die akkers van gronde te bewerk, sodat die boere natuurlik boerdery kan bedrywe. Maar wanneer 'n boer natuurlik twee diere in 'n ploeg sit, moet jy altyd onthou dat die een perd het meer krag as die ander perd, of die een os het meer krag het as die ander os, en wanneer daardie dier in die ploeg gesit word, dan word die dier wat sterker is, dan word sy krag ingetrek, om die een wat swak is te kan akkommodeer. Jy het my reg gehoor, die potensiaal van die goeie dier word deur die juk ingetrek om die swak dier te akkommodeer. En dit is presies waar Satan ons as mens het. Hy sit 'n juk op ons en hy kortwiek ons se potensiaal. As ons gaan lees in die boek van Genesis, dan sien ons die vyfvoudige seën wat God op die mens geplaas het. Die vyfvoudige seën, en die getal 5 is fenomenaal, want die getal 5 spreek van genade, want elke getal het 'n uitklaring rondom die Godheid, en dis waarom Paulus geskryf het, wat is die voordeel van die Jood? Ten eerste dat God die woord aan ons toe vertrou het, so daardie verborgenheid van die woord was nie in woord, die Bybel was nie in woorde geskryf nie, die Torah was nie in woorde nie, dit was in getalle, en omdat hulle dit verstaan het, die uitklaring van die getalle, het hulle die sinne en die vorms van die sinne het hulle dit gevorm en hulle dit oorgedra, sodat ons vandag 'n Bybel kan hê en lees en verstaan wat eintlik aangaan. So een verteenwoordig God, 2 getuie, 3 die drie eenheid, die Trinity, 4 om die aarde besit te neem, 5 die getal van genade, en ons sien wat het God aan die mens gegee, 'n vyfvoudige seën. So met ander woorde, 'n seën wat gevul is met genade. Hy sê, be fruitful, multiply, replenish, subdue, take dominion. Dit is die fivefold blessing wat God op die mens geplaas het, to be fruitful, to multiply, to replenish, to subdue, to take dominion. En nou wil ek vanaand praat oor dit, daardie juk, daardie potensiaal, daardie vrugbaarheid wat God gegee het, daardie guns omdat jy kan vermeerder in die aarde, dat jy kan uitblink soos 'n ster, en dat jy kan gaan haal uit die aarde uit jou sukses, die drome vermag, sonder dat daar enige teenkanting of aarsels is wat jy, of hindernisse. Die Here het dit aan ons gegee, maar Satan het in die aarde gekom om 'n juk op ons te plaas, om ons potensiaal en ons guns, ons seën wat God op ons geplaas het, te kortwiek met die juk van sonde. En hier sien ons die rede, toe God praat hy deur die mond van Jesaja, en hy sê aan Jesaja, gaan gee die boodskap in Israel, en sê vir hulle, wat die juk wat op julle gedruk het, en die stok wat julle rug gestref het. So met ander woorde, daardie juk, daardie sonde wat julle gekortwiek het, Israel, die Here sê, ek gaan deel met dit. Ek gaan deel met dit. Kom ons gaan verder. Hy sê, en daar was 'n stok ook wat op hulle rug gekom het. Daar was 'n stok wat op hulle rug gekom het. Onthou, as iemand se rug gebreek is, dan is hy verlam. As iemand se rug gebreek is, dan is hy verlam. En as iemand in 'n verlamde toestand is, dan word sy spoed gebreek.
Hy kan nie meer rondbeweeg nie. Hy's afhanklik van ander mense en dis waar Satan wil hê. Jy moet in alle tye moet jy soos 'n beggar wees binne die aarde. Jy moet altyd van iemand anders afhanklik wees, want hy is in die besigheid om die stok teen jou rug te sit. Maar die stok waarvan die Bybel hier praat, kan ons gaan kyk in die boeke, natuurlik van Genesis, toe die Here aan Moses die staf gegee het. Nou hierdie stok praat letterlik van die staf, maar dit verwys na die wet wat God in die aarde gesit het. En ons kan sien dat die wet het so fenominale impak gehad, dat die wet, die Bybel sê waar die wet gekom het, het dit alles doodgemaak. Maar die wet was gegee natuurlik, dat God grenslyne rondom die mens kan plaas, sodat hulle in daardie raamwerk kan beweeg, want as hulle buite daardie grense beweeg, dan is hulle in doodgevaar. Maar God het gedoen om hulle te beskerm. Maar op 'n later stadium het die mens hierdie wette so geabuse en dit so gery, dat die Here dan gesê het, dat hierdie wet laat jou sterwe. En die Here sê, ek het 'n ander plan vir jou. Want wat gebeur hier? Terwyl Satan die wet teen jou rug het, terwyl Satan jou paralyse op jou journey na sukses, om deur te breek en te gaan haal uit die aarde, het sê die Bybel, die roede van hulle drywer. Hoor mooi wat sê, hy sê, want die juk wat op hulle gedruk het, en die stok wat hulle rug getref het, die roede van hulle drywer, het u verbreek. So met ander woorde, die drywer is natuurlik Satan, want die Bybel sê in die boek van Jesaja 54:17, hy sê dat selfs die verderwer was deur God geskape. En nou moet jy weet, wat is die verderwer? Die verderwer is natuurlik, hulle is 'n drywer, die verwoester. Dis waarom die Bybel sê in die boek van Johannes 10:10, die dief het gekom om te steel, te slag en te verwoes. Maar die seun van die mens het gekom om vir ons lewe in oorvloed te gee. Nou kom ek terug na hierdie gedeelte, my liewe vriend. Oor wat sê die skrif hier? Hy sê, God sê, die verdrywer, die juk en die stok, het u verbreek soos op die dag van Midian. As gevolg van die sonde wat hulle juk was, as gevolg dat die wet hulle geparalyse het, as gevolg dat hulle 'n drywer het wat hulle ten alle tye in temptation gebring het, het geregtigheid by hulle deur uitgegaan. So daar was geen geregtigheid nie. En daarom haal die skrif dit aan. En die skrif sê, hy sê hierso, het u verbreek soos op die dag van Midian. Midian, die naam Midian beteken om te streef na geregtigheid. Die Here sê, ek gaan julle weer terugbring. Niemand is volmaak nie, niemand is perfek nie, maar ek gaan julle weer terugbring op die plek waar julle met vryheid, met blymoedigheid kan strewe, met liefde kan strewe na geregtigheid. My vriend, wanneer sonde 'n hindernis is, dan is dit 'n hindernis en dit neem jou van koers af, dit derail jou, dat jy kan fokus om jouself in te stel, om te jaag na geregtigheid. Maar kom ons kyk, hoekom is die lig dan so sterker en hy heers oor die duisternis? Want kom ons gaan maak oop in die boeke van Romeine 5:20, want daar skryf Paulus iets baie dinamies, en ek wil breek saam met u voordat ons klaar maak vanaand met hierdie gedeelte, want het is vir my belangrik dat ons moet verstaan wat die gedagtes van God is, die sleutels wat God vir ons gee deur sy verborge woord, want die Here is in die besigheid om ons te vat van krag tot krag en van oorwinning tot oorwinning. Hy skryf in die boek van Romeine 5:20, hy sê, maar die wet het daarby gekom sodat die misdaad meer sou word. En waar die sonde meer geword het, hier kom het in, het die genade nog meer oorvloediger geword. Kyk gou na die diagram. Dis 'n diagram wat ek wil bring voor u. Dis die wet en dis die genade. As die wet meer word, sê die skrif, dan raak die genade outomaties net meer oorvloediger.
Die wet kan nie verby, sonde kan nie verby nie. As jy gecover is met grace, dan is die sonde het geen reg om meer verby dit te gaan nie. Want as hy meer word, dan is die genade. Daarom sê die Bybel, vir almal wie in Christus is dit onmoontlik om verlore te gaan. My vriend, die Bybel sê in die boek van Johannes 1 vers 17, dat die wet het deur Moses gekom, maar die genade en die waarheid het deur Jesus gekom. Weet jy wat? As ons Christus mis in hierdie lewe, dan mis jy jou lewe hier namaals en die lewe in die aarde. Baie keer dink mense, as 'n mens bekeer, dan moet jy hierdie lewe in die aarde, moet jy heeltemal verraai, en moet gaan, nee, die Bybel sê, Christus het gekom om 2 lewens in die aarde te bring, volgens die boek Johannes 10, vers 10. Hy sê die dief het gekom om te steel, te slag en te verwoes, maar die seun van die mens het gekom om lewe wat natuurlik is in oorvloed en lewe. Hy sê, maar die seun van die mens het gekom om vir ons lewe in oorvloed te gee. So lewe, die eerste lewe is saligheid. Die tweede lewe is dat jy jou lewe in die aarde in oorvloed kan geniet. Baie kere mis ons hierdie gedeelte uit. En baie mense het 'n verkeerde konsep dat die Here wil hê ons moet arm wees. En waarom sal God dan sê, hoe lank sal julle eenvoudiges die eenvoudigheid liefhet? God bestraf 'n man wat in eenvoudigheid beweeg, want die Here soek 'n man wat kan deurbreek en geseënd en sukses. En dis nie, daar's 'n verskil tussen iemand wat arm is en een wat verkleef is in eenvoudigheid. 'n Man wat arm is, sê die Bybel, God ywer vir hom, want hy moet uitkom daar. En daarom het hy die evangelie gestuur, dat hy gesê het in die boek van Jesaja 61, waar Jesus selfs bely binne die tempel, dat die gees van die Here is op my, en hy het my gesalf om die evangelie aan die armes te bring. U moet daardie skrif in konteks reg verstaan. Die gees van die Here is op my, wat die salwing is. En nog 'n woordjie vir salwing beteken om vaardigheid te besit. Wat Jesus gesê het, dat die gees van die Here het vaardigheid vir my gebring, dat ek hierdie evangelie, die goeie nuus, 'n draer van goeie tyding kan wees, om te sê, want hulle was in 'n toestand van armoed, en as 'n mens in 'n toestand van armoed is, dan laat jy alle hoop vaar, en die Here sê, is nuwe hoop, ek het goeie nuus vir julle, daar is seën en sukses deur my tot die Vader. My liewe vriend, waarom wil ons lewe weggooi? Daar's 'n skrif wat sê, waar Johannes in een van sy briewe skryf, hy sê hierdie woorde, wie die seën het die lewe, wie die seën nie, het nie die lewe nie. En ek wil vanaand draai met hierdie woord. As jy vanaand sit voor hierdie kas, en jy het gesit en gesê vir jouself, Here, ek weet nie meer hoe om te bid nie, ek weet nie meer wat om te vra nie, wil ek jou vanaand sê, die Bybel sê, in die boek van Hebreërs, waar die woord van die Here sê, geloof kom deur die gehoor, en gehoor uit die woord van God. God soek iemand wat glo. Die Bybel sê ook, niemand kan God behaag sonder geloof nie. Vanaand is dit jou hand. Vanaand het God die uur nader gebring aan jou, sodat jou lot kan verander. Ek wil weer vanaand wil ek hierdie een vers vir jou quoteer. Jeremia 29 vers 11. Ek koester aangaande jou gedagtes van voorspoed en nie van onheil nie, maar om vir jou 'n hoopvolle toekoms te gee. As jy vanaand sit, my vriend, jy sit daar in pyn, en jy dink dat daar is geen uitweg nie, wil ek jy moet vanaand 'n besluit maak met die Here. Gee vir Jesus 'n kans. Maak die deur oop sodat genade jou lewe kan inkom. Gaan dit weer herhaal. Hy sê in die boek van Johannes 1:17, die wet het deur Moses gekom, maar die genade en die waarheid deur Jesus Christus. As jy Jesus inlaat, dan laat jy toe dat genade jou lewe binnendring. En weet jy wat beteken die woordjie genade? Die woordjie genade praat van onverdiende guns.
So met ander woorde, as God jou onverdiende guns gee, sê die Here, ek kyk nie meer teen jou sonde vas nie. Ek het jou sonde weggewas. Ek het jou sonde voor my aangesig verwyder. Ek kyk nie meer daarna nie. Ek dink ook nie meer daaraan nie. Ek gee jou 'n nuwe geleentheid. So vanaand, as jy die Here aanneem, dan maak jy ruimte dat guns, genade, onverdiende guns, jou lewe in besit neem. Is jy gereed, my vriend? Wil jy nie vanaand saam met my hierdie gebed bid en met die Here praat en vir die Here vra dat hy jou moet vergewe? Maak nie saak wat jy gedoen het nie. Maak nie saak hoeveel jou sonde was nie. Onthou dat Moses het 'n man doodgeslaan, maar die Here het hom geroep. Paulus was 'n moordenaar. Hy het Christene vermoor, maar die Here het hom geroep. Wat maak hulle dan beter as waar jy jouself vanaand bevind? En as die Here so 'n plan met hulle lewe gehad het, om hulle uit te haal en te vat in groot sukses en die oorwinnings in die evangelie te smaak en te proe, hoekom kan dit nie vanaand vir jou gebeur nie? Dis jou uur, dis jou oomblik. En as jy gereed is vanaand, kom raak stil saam met my, dan bid jy saam met my. Vader, vir hom, vir haar wat luister en wat ingeskakel is op hierdie program, wil ek vanaand vra, liewe Here, dat U hulle sal reinig met die duur en kosbare bloed. Vader, U sê in die woord, as ons bely, U is getrou om ons sondes en ons ongeregtigheid, Here, voor U aangesig te verwyder, so ver soos die ooste van die weste. En die mooi boodskap wat U daardeur gee vir ons, U dink nooit meer daaraan nie. Vader, vergewe hulle. Vader, skryf hulle naam op in die boek van die lewe. Ons bely vir hulle part, Here, dat hulle ongeskaamd die evangelie sal verkondig en sê dat U hulle saligmaker is en dat hulle U aangeneem het as hulle eiendom. Baie dankie, Here. Seën hulle en neem hulle swak hand en plaas dit in U sterk hand en neem hulle op 'n pad van oorwinning, dat hulle U sal smaak en sien en geniet en dat hulle daardeur altyd in U sal verbly. In Jesus naam. Amen. My vriend, as jy die gebed gebid het agter my, glo ek met my hele hart dat die Here vanaand uit die hemel uit verhoor het. En dit is die eerste dag van vandag af, die begin na jou sukses in die aarde. Van my kant op, Pastor Swarts, mag die Here U wonderlik seën en het 'n geseënde aand. Tot volgende week. Totsiens. Weet jy nie dat die Here is besig om in dieselfde krisis met jou op pad te stap, om jou geloof te bou en jou verhouding af te rond, om jou dieper insig te gee wie en wat die Here is. Maar as jy aan die ander kant deur is, dan lig die Here die juk en hy laat jou vrykom. When you are prayless, you are defenseless. En ek wil jy moet dit bewus raak dat wanneer jy iets release in die atmosfeer, dit moet ontplof.